ons, soos ek gesê het, begin met 'n reeks oor Jakobus. En Jakobus, die broer van Jesus, die ou wat nie geglo het dat sy broer God is nie. Imagine that. En later na sy opstanding, toe kom hy tot bekering, hy word 'n pilaar in die kerk, in die vroeë kerk. En hy skryf aan klomp gemeentes, dalk huisgemeentes in Palestina, en hier's wat hy doen. Hy vat head on met 'n punch in the gut attitude. Het jy al dit gekry? Dit was bietjie seer. Hy vat dit head on, goed soos double-mindedness. Christene, ons noem dit oom Des, surf and turf Christene. Ken julle surf and turf Christene? Daar is wat as jy in die restaurant sit by Spur, jy soek calamari, maar jy soek steak ook. Jy kan nie jou mind opmaak nie. Wat doen jy? Surf and turf. Dan kry jy te min van al twee. Dit is hoe dit werk. Altyd. Daai ding vang ons uit. Maar hy sê, jy kan nie die beste van beide wêrelde hê nie. Jy kan nie die genot en die last van die lewe hê en redding wil hê nie. Vir hom is dit 'n massive, make up your mind. Hy vat mense head on wat geloof verkondig het, maar nie uitleef nie. Hy vat dit head on. Hy sê, moenie lauwarm wees nie. Moenie net misleid wees nie. En dan vat hy dit aan in hoofstuk 1 vers 4 en hy sê die volgende. En hy herinner ons deur dit dat as jy gered is dit die begin, dis nie die einde nie. Hy sê in vers 4 van hoofstuk 1, maar julle volhard moet tot volledige ontwikkeling kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in geen opsig tekort skiet nie. Daai woordjie volmaak, ons het laasweek daaroor gepraat, toe Jesus gesê het, dit is volbring, of die skrif is vervul eintlik, dis die woord. Die skrif is vervul. Toe het hy alles gedoen wat hy moes gedoen het. Stage after stage, en ons het die illustrasie gebruik van 'n ou pirate teleskoop. Hy werk effektief wanneer al die dele uitgetrek is en nou is hy effektief. Dink jy so oor jou redding? Of dink jy net oor redding as, it's done? Daar is iets, wanneer hy ons red, wat die beginpunt van 'n nuwe lewe merk. En hy wil hê ons moet aanhou groei, aanhou groei, aanhou groei. Ons moet onderweg Christene wees, op pad Christene. Christene wat die heeltyd op pad is om meer soos Jesus te word. Het jy al vir iemand gesê, hoorie, maar ek is nog onder konstruksie. Have you said that? En wat jy eintlik bedoel is, los my uit. Dis net maar wie ek is. Ek is nie besig om te groei nie, I'm stuck. Dis eintlik 'n verskoning, nie 'n verklaring van ek moet nog verander nie. Die Here is besig met my nie. So die hoop is vanoggend dat ons wat gered is, sal besef die Here het 'n plan met jou redding. Dit moet vervul word in die sin van sanctification, heiligmaking, meer soos Jesus. En hier's wat Jakobus doen. Ken julle hierdie ouetjie? Tjoe. Hey. Barakias, kom, it's vitamin B. Ken julle hierdie ouetjie? Man, ek haat hierdie ouetjies. As die dokter nader kom, ek het 'n tennis elmboog gehad, en hy moet hom net hier inspuit, in die tendon, en die dokter sê vir jou, hierdie gaan 'n bietjie, this is gonna hurt a little, maar, it's gonna help a lot. Dis Jakobus se approach. En die hoop vanoggend is dat die Heilige Gees kom met Heilige Gees kortison. Ek weet nie of daar so iets is nie. Heilige Gees vitamine B12 kompleks, daai dierene, en die regte area in my lewe tref, en verandering daar en waarheid daar inspuit. En ons het nodig om almal te sê, Here, help my. Because hy gaan dalk 'n bietjie, maar hy gaan baie help. So Here, sal U vanoggend ons rustig maak. Dat ons besef
as U ons gered het, is daar iets wat U nou in ons en deur ons wil doen. Elke dag van die lewe, soos klei wil U ons verander. Praat vanoggend met elkeen van ons, Here. Hoe, waar en hoekom U ons wil verander. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Jy kan jou Bybel oopmaak, Jakobus. It's not Jacobus in English. It's James. Jy gaan lank soek vir Jacobus. Ek het gesien hoe blaai van julle rond, moenie maak, jy lag nou net, is dit? So check hom net. Ons gaan lees van vers 19 tot 27. Ons gaan so 'n stukkie vir stukkie, ons gaan nie als op een slag vanoggend lees nie. Ek lees vir ons vers 19. Let op, my geliefde broers. Wat sê dit? Met wie praat Jakobus? Gelowiges. Elke mens moet, Christene, almal van ons, moet flink wees om te luister. Stadig om te praat. Stadig om kwaad te word, want, ons kom nou by die want. En, ken jy so iemand wat vinnig is om te luister? Stadig om kwaad te word. Het jy al so iemand gesien? Ons het so ou op een van die oproepe wat ons bi-weekly doen, saam met Gerard Preachers Call. Ek ken hom nog nooit fisies ontmoet nie, maar ek kyk hom. Jan Hendrik is sy naam. Jan Hendrik, en ons gee vir mekaar terugvoer en inspraak oor ons preke. Jan Hendrik luister altyd. Hy is selde die ou wat eerste praat. J.H. sal daar sit en luister en luister en luister en luister, en dan sal hy iets sê. Het jy al gevoel as daai mense iets sê? Wat doen dit aan jou? Mense wat flink is om te luister, stadig om te praat en kwaad te word, bemoedig my om 'n vinnige luisteraar te wees. Het jy dit al agtergekom? Want ek weet, hierdie ou is calculated in wat hy nou gaan sê. Hy het gedink oor dit, hy het al die evidence gehoor, en hy gaan nou wysheid bring, hy gaan waarheid bring. Maar ek vind ook die teenoorgestelde. As daar iemand is, wat vinnig is om te praat, stadig om te luister, vinnig om kwaad te word, het dit die teenoorgestelde effek op my. Ek wil nie luister nie. Daar's iets in my wat toeslaan. Kan jy sien, hoekom dit belangrik is, dat elkeen van ons flink luisteraars moet wees? Stadig om te praat, stadig om te kwaad. Ons het die evangelie. Dis vreeslik belangrik dat ons dit snap. Hierdie idee van flink luisteraars, of van die vertaling sê, vinnig om te luister, quick om te luister. Die Griekse woord, en ek dink nie dis waarvan die oorsprong van die woord kom nie, maar taxis, dis waarvan die Griekse woord kom, en dadelik help dit my, want ek dink, as ek 'n taxi wil hê, wil ek hom nou hê. Want jy het geen idee waarvan ek praat nie. Toe ons in Manila was, het ons so 'n app gehad, Grab, dis soos Uber. Maak nie saak waar jy staan nie, as ek hier staan en ek wil by die fake market kom, wat al die fake Chinese goed verkoop, om te gaan kyk en nie te koop nie, ons het nie gekoop nie, ons het 'n bietjie, maar nie. Haal nie daai uit, Tommy, uit die preek, maar dan druk ek 'n knoppie, dit sê vir my hoeveel dit gaan kos, en minute, dan is die ou hier by my deur. Dis so. Dis klomp mense in die stad wat gewillig is, hulle wag vir hierdie app wat ping op hulle foon, en dan is hulle by my. Is jy so 'n luisteraar? Is jy 'n vinnige luisteraar? Of is daar goed wat jou verhoed om te luister? Jou eie kalender. Hoor jy, ek kan nie eintlik nou met jou praat nie, want ek moet. Hoor jy, ek kan nie nou met jou praat nie, want ek is hoogmoed. Hoor jy, ek kan nie nou vir jou luister nie, want nou gaan ek vir jou iets sê. Ek gaan nou jou reg sien. Daarom sê hy, wees stadig om te praat. Flink luisteraars moet stadig wees om te praat. Die idee van stadig om te praat is die konsep van ek is berekend in wat ek sê. Ek het al die evidence in ag geneem voor ek net sê. Het jy al te vinnig gepraat?
Ek het eendag in ons honeursjaar het ons 'n vak gehad, kinantropometrie, wat handel oor die samestelling van die mens. Hoeveel vet het jy, hoeveel spiermassa, moenie worry nie, ek kan jou nie net kyk en sê nie, so ontspan almal. En die dosent sit iets op en ons moet hierdie persoon beskryf. En Tiaan, wat te vinnig is om te praat, is baie hard oor hoe vet hierdie persoon is. Ons mos nou 'n student, ons kan maar lekker laf wees. En iewers sê die dosent, hoorie, dis my kind. Ek sê, hoop hy's lank, dat ons kan inpas weer in die skale, maar het jy al te vinnig gepraat, en dat jy klomp goed wat jou rooi gesig los, en jy moet jouself uitvergewe? Ons moet flink wees om te luister, stadig om te praat, en as jy vinnig is om te praat, weet jy wat volg? Vinnig kwaad. Daar is 'n vers, Spreuke 19, vers 10 of 10 vers 19, het jy hom? By 'n oorvloed woorde bly oortredings. As jy heeltyd praat en uitbarstings het, as jy heeltyd praat, dan is die sonde naby jou. Jy is nie berekend nie. Ons het hierdie ontploffings. Weet julle waarvan ek praat? Kwaad beteken dat ons het oorgeontplof van iets. Enige iemand Paasnaweek op die pad gewees? Was jy al op die pad en jy het ontplof? Gaan vir jou timmermannetjie, as jy weer so ry. Daai ontploffings, ons noem dit 'n oorloop. Die Griekse woord sê nee, dis nie 'n oorloop nie. Daai is settled anger. Dis presies wat die woord beteken. Daar's 'n fondasie vir jou aksie. Daar's iets wat jy glo en daarom bars ons. En dit gebeur baie keer op social media. Want dit is maklik. Maar het jy geweet, as jy vinnig is om te praat, vinnig om kwaad te word, en hier's wat ek vir jou wil sê, waar's hierdie gaan 'n bietjie seer maak, maar dit gaan baie help. As jy vinnig is om te praat, vinnig om kwaad te word, verklap jy jou eie geestelike onvolwassenheid. Dis wat Jakobus sê. Groei op in jou geloof. Wees flink om te luister en stadig om te praat, stadig om te kwaad. Ons verklap die feit dat ons moet groei in 'n area. Nou daar's goeie nuus wat volg. Ek kom agter in my eie lewe dat die uitbarstings van woede, van kwaad, is primêr gegrond in my eie hoogmoed. Want jy het my planne kom omvergooi. My siening van dinge het jy kom challenge. En dan bars ek. Het jy dieselfde? Het jy so iets in jou lewe? Dis 'n settled anger in ons harte. Dis iets soos 'n beespaadjie wat uitgetrap is teen 'n berg, dis oor en oor geloop en jy glo dis al pad. En iemand stap daai pad en jy bars. Ons sien dit op sosiale media, ons sien dit in ons eie lewens en van die leuns wat ons glo, want dis nie die waarheid nie, is byvoorbeeld die volgende. Alle swart mense is skelms. Nou glo die wit mense dit. En dan bars jy op 'n sekere manier, want jy het 'n settled beginsel vasgemaak wat 'n leuen is volgens die woord. Of aan die ander kant, kan jy hier kom staan as 'n swart of bruin mens en jy kan sê, wel, alle wit mense is rassiste. Jy's nou gesettel in dit en daarom het jy sekere uitbarstings op social media. Ek dink as Jakobus geskryf het, sou hy gesê het, vandag vir ons, wees baie stadig om te tik. Moenie net tik nie. Lees baie deeglik. Hey, jy hoef nie op alles te reply nie. Groei op in jou geloof. Soms voel ons geregtig in ons kwaad, want dit is righteous anger. What? Nee. It's the anger of man. Dis wat ons volgende skrif, ek gaan hom nou lees. En dan het ons hierdie ingesteldheid in ons, omdat volgens ons het iemand iets verkeerd gedoen. En dan het ons wat ek wil noem,
hierdie postuur van ek is God se Liam Neeson. En ek sal vir julle reg sien. I'm the Terminator. I've got a very specific skill set. I will find you. En ek gaan vir jou sê wat ek dink. Het ons daai ingesteldheid soms? Asof ons 'n godkompleks het en ons moet alles regstel. Weet jy wat is die wand vir hierdie vers? Wees flink om te luister, stadig om te praat, stadig om kwaad te word, want die woede van 'n mens bewerk nie die geregtigheid voor God nie. Die woede van mens maak jou nie volwasse nie. Dit maak jou nie meer soos God nie. Dit kan nie aan hierdie kant nie. Maar nog meer, dit help nie aan daai kant nie. Het jy al ooit in die verkeer vir iemand iets gewys? Kom ons settle by die ergste wat jy al ooit vir iemand gewys het. Ek gaan vir jou timmer. Niemand van ons het ooit iets ergers al gewys nie, né? Ek gaan vir jou timmer. Kom ons sê, dis die ergste wat almal gedoen het. Het jy al ooit daai ou gesien, stop met sy kar, uitklim na jou toe en sê, eers hoorie chom, ek is so jammer. Jy het my nou oortuig van die vrot manier van, ek is diep geraak. In feite, ek wil my lewe vir die Here hier gee. Die geregtige, dit bewerk dit nie. Wat doen dit? Dit sprei uit, dit scatter. Dit vermenigvuldig sonde in jou lewe en in die wêreld. Vers 21 sê, en dalk kan ek net daai, want dit gaan jou dalk help om te onthou. Daar's iets soos 'n goddelike traagheid. Jy kan net teruggaan na dit. 'n Goddelike traagheid wanneer dit kom by kwaad en vinnig praat. Dis 'n heilige virtue om in ons lewens te hê. Traagheid is overall nie goed nie. As jy traag is om te gehoorsaam, is dit 'n sonde. Maar as ons traag is om kwaad te word, traag is om net uit te spat met woorde, man, dis goed, dis volwassenheid. Die Here het in gedagte om ons wat klei is, heeltyd te verander, meer en meer soos hy te maak. Vers 21 sê, doen daarom in sagmoedigheid afstand van alle morele besoedeling en die kwaad wat gedei. Gedei is 'n funny woord, dit beteken superabundance, dis hierdie sonde wat in jou lewe is, and now you leave it unchecked. En nou blom dit. Nou spoel dit oor. It's unchecked sin, dis waarvan die woordjie praat. En ontvang die woord wat in julle geplant is en daartoe in staat is om julle siele te verlos. Maar wag, jy praat met Christene. What do you mean siele verlos? Redding gaan nie net oor ek gaan hemel toe nie. Ek gaan nie net na Jesus toe nie. Dit gaan ook oor ek moet soos Jesus word. My siel moet voortdurend van myself verlos word om soos Jesus te word. Ek is onderweg, ek is op pad. En hy sê, daar is sekere goed wat ons moet neerlê. En die prentjie, die woordprentjie is, dis soos, as jy onder 'n boom gestaan het, en daar was 'n aasvoël in daai boom, en daai aasvoël nies met sy bout op jou. Dis die mooiste wat ek dit kan beskryf. En jy het 'n wit hemp aan. Wat gaan jy wil doen met daai wit hemp? Jy wil hom so gou as moontlik aftrek, uittrek. Die hemp is nie die probleem nie, dis daai nies, die bouthoes op jou hemp wat die probleem is. Dis die prentjie. Het jy sulke goed in jou lewe? Gril jy vir daai sonde in jou lewe soos daai wat ek beskryf het? Of het jy dalk gemaklik geword met vuil klere? Dis die prentjie wat hy vir ons probeer teken.
En as jy dink aan die postuur wat ons moet inneem, sagmoedig. Daai sagmoedig lê nie uitlink, die Afrikaanse vertaling is nie die beste daar nie. Dit lê nie by die uittrek nie. Dit lê by hierdie aanneem, wat is die skrif? Ontvang die woord. Die ESV klink so. Therefore put away all filthiness and rampant wickedness and receive with meekness the implanted word. Onthou jy toe ons gepraat het van ons bars vinnig? Die fokus is hoogmoed, dis ek. Hier sê hy nee, dis absoluut die teenoorgestelde. Dis meekness, dis sagmoedigheid. Dis hoe jy die woord wat in jou geplant is, sal ontvang, hoe die woord sal wortel skiet, hoe jy sal groei, hoe jy sal vrug dra, hoe jy voortdurend sal verander. Maar baie keer hou ons vas in daai hoogmoed. En dan sê ons, maar Here, waar is die vrug? Ek verander nie. Wel, daar is seker goed wat jy gaan moet neerlê. En hoogmoed is die een wat dit petrol gee. En jy gaan moet sê, Here, ek sien hier moet ek verander. Ek ontvang die ingeplante woord. As iets in jou ingeplant het, soos 'n saad, het dit potensiaal. Maar dit kort die regte omgewing om te groei. En elke keer, as ek woedend word, dan versmoor ek die saad wat in my ingeplant is. En in plaas van vrug wat moet vermenigvuldig sonde. Elke liewe keer, Tiaan, het jy daaraan gedink, of het jy daaraan gedink by jou werkplek, as jy jou toys uit die kot gooi, dan versmoor jy die woord. Elke keer as jy te vinnig praat, elke keer as jy dink jy is Arnold Schwarzenegger en jy terminate iemand, versmoor jy die woord. En daarom verander ons nie. Ontvang die woord met sagmoedigheid. Dit is die volgende slide. Flink luister, quick to listen, slow to speak, slow to anger. Dit is die fondasie van disippelskap. Ek gaan vir jou nou verduidelik hoekom. Dis die fondasie van om Jesus te volg. As jy nie dit kan doen nie, gaan jy sukkel om 'n volger van Jesus te wees. Jakobus sê al hierdie goed vir ons, want ek dink hy wil hierby uitkom. Wees doeners van die woord en nie slegs hoorders wat julle self mislei nie. Want wie 'n hoorder van die woord is en nie 'n doener nie, is soos iemand wat sy eie gesig in 'n spieël sien. Hy sien homself, gaan weg en vergeet onmiddellik hoe hy gelyk het. Kan ons net saamstem en sê, dis belaglik. Die logika van dit is so, niemand doen dit nie. Vers 25, maar wie diep in die volmaakte wet van vryheid inkyk en daaraan hou, sal gelukkig wees in wat hy doen, omdat hy nie 'n vergeetagtige hoorder is nie, maar 'n doener. Ek dink, hy gee vir ons die sleutel van hoe om te groei, hoe om te verander, hoe om vrug te dra in ons lewens. En is om vinnig te wees om te luister en nie te vergeet nie. Jakobus vat beeldspraak en hy gebruik 2 scenario's. Hy sê die een ou kom na die woord toe en jy moet jouself vind in hierdie stories. Ek lees dit, ek luister die preek, ek sit in 'n connect-groep en ek maak dit toe. Ek stap daar weg, ek draai van dit, gaan aan met my lewe tot ek môre weer daar uitkom. En ek herhaal dit, ek hoor, vergeet, ek hoor, ek draai. Maar ek lees immers my Bybel, maar ek hoor en ek vergeet. Ek gaan immers connect-groep toe, maar ek hoor en ek vergeet. Ek gaan immers kerk toe, maar ek hoor en ek vergeet. Wat sê hy gebeur met so 'n persoon? Nommer 1, jy mislei jouself. Daai woordjie mislei beteken basies die volgende. Jy twist logic net genoeg sodat dit vir jou sin maak, sodat dit lyk soos, dis 'n goeie punt wat jy het.
Ek lees daarom my Bybel. Ek gaan daarom kerk toe. Ek is seker oké. Jy twist dit net genoeg, maar ek het daarom in die spieël gekyk. Maar jy sien nie die aasvoël staf op jou skouer nie, en jy gaan so in die dag in. Jy twist daai logic genoeg, dat jy sê, dis oké om so te leef. Ek het al agtergekom in my lewe. Maar kyk wat moet die ander kant gebeur. Kyk wat gebeur die ander kant. As jy hoe kyk na die woord, as jy diep inkyk, en dan staan daar in die volmaakte wet, wat vrymaak, en jy hou vas. Dis so teenoorgestelde van die ander ou, wat net so oor die skrif kyk, net so, en aangaan met sy dag. It's a quick glance, en ek gaan aan met my dag. Hierdie diep inkyk beteken dieselfde woordjie wat beskryf word, ons het laas week Vrydag daaroor gepreek, wat Maria gedoen het, en die disippels gedoen het, presies dieselfde woordjie, toe hulle afgebuk het, en in daai graf ingekyk het, dis dieselfde woordjie, dink jy hulle het so gegaan? Men, hulle het diep ingekyk, hulle het gesien, Maria sien 'n engel en 'n engel, sy sien die kleed, sy sien die evidence, sy grou, sy soek vir Jesus daar binne. Dis diep inkyk. Lees jy jou woord so, met die prentjie van Maria Magdalena wat afbuk en diep inkyk in die wet, wat volmaak is, en die wet wat vryheid bring. Wat bedoel hy daarmee? Die Ou Testament was goed en hy was heilig. Na Jesus se kruisiging en opstanding is die wet nie meer op klippe geskryf nie. Die wet is nou hier binne. En daar is 'n volmaaktheid in daai wet, en die ou wet, alhoewel hy goed en heilig was, kon hy jou nie van binne verander het nie. Hy was nie van magte om dit te doen nie. Nou is die wet in jou ingeplant, die woord is in jou ingeplant, en die Heilige Gees is met jou om jou heilig te maak. En hy sê, moenie 'n vergeetachtige hoorder wees nie, kyk diep, hou vas. Kyk diep, buig af, wees nederig as jy die woord lees. Here, wat leer ek van U? Waar moet ek verander? Hoe kan ek my medemens beter lief hê? Hoe kan ek stadiger praat? Hoe kan ek flink wees om te luister? Dis 'n postuur van nederigheid met die woord. Nee, ek ken hierdie nie. Ek het al Jakobus deurgegaan. En dan die postuur van vashou. Dis nie net ek het gelees vanoggend nie. Meeste van my connect-groepe begin ek so, hey, wat het jy vandag gelees in die woord? En dan vergeet mens. As jy vergeetachtig is, dan mislei jy jouself. Ek het vanoggend byvoorbeeld gelees, Johannes 18, na Jesus bid in die tuin, is daar 'n vers wat sê, hy het geweet alles wat gaan gebeur. Die idee dat Jesus weet wat kom. En toe vat ek nog 'n paar verse waar dieselfde beginsel, en ek kom agter, maar Jesus weet wat kom in hierdie week wat voorlê. Met al sy onsekerhede, miskien het jy ook so week wat voorlê. Met al sy uitdagings, Jesus weet wat kom. En twee goed pop in my gedagtes op. Een, hierdie Jesus het reguit in die kruis ingestap, terwyl hy geweet het wat kom. Man, hy is my lief. Nommer 2, hierdie Jesus weet ook wat in my week kom. En hy is nie angstig daaroor nie. Dis vanoggend en ek hou vas aan dit. Ek hoor dit en ek probeer dit doen, bedink. Vashou beteken hoor en doen. Hoor is belangrik, maar as jy net hoor en dit stop daar, word dit die einste ding waarmee jy jouself mislei. En is so misleidend dat ons alright sal wees om so aan te gaan tot ons laaste asem uitblaas. Maar Jakobus sê nee, ek is te lief vir jou om jou mislei te los.
Ek gee te veel om. Ek sal vir jou sê, man, dit kan dalk 'n bietjie seer maak, maar waantoe jy op pad is, dis baie erger. Die manier hoe jy vinnig praat, die hele tyd vinnig kwaad, man, dit moet stop. Elke keer as iemand naby jou kom, hey, kom ons praat oor dit in jou lewe. Wat gebeur met ons? Iemand probeer nader kom, hey, ek wil omgee. Hey, wat van dit by die gesin? Besef dit maak seer vir die mense om jou. Besef ook, dit stop jou eie groei. Hoor en doen, hierdie gaan ook 'n bietjie seer maak. Ek en jy het hulp met dit nodig. Dis nie iets wat jy op jou eie aanpak nie. Jy het hulp nodig om die skrif te lees en om te doen. Elke liewe Connect groep eindig so. Hey, wat het vir jou uitgestaan en hoe gaan jy dit toepas? Ons wil nie jou 'n wettiese mens maak nie, maar ek glo wat die skrif sê, wat jou ook nie misleid maak nie. En weet jy wat is die goeie nuus van hoor en doen? Gaan een terug, asseblief, skus. Nee, 2 terug, gaan 1. Nee, daar is so een wat sê gelukkig, met wat gehighlight is in geel. Kan jy sien, dat as jy hoor maar nie doen nie, is jy mislei? Kan jy sien wat gebeur, as jy hoor en doen? Jy sal gelukkig wees. Nou, daai woord gelukkig is nie net, ek voel lekker vandag nie. Dit praat van prosperity, en nou raak van julle op julle sene wees. Dit praat wel nie van material prosperity, financial prosperity nie. Dit praat van spiritual prosperity. Jy sal geseënd geestelik wees. Soos jy ouer word, so sal jy meer soos Jesus word. Jou vinnig praat sal verander in stadig praat. Jy sal vrug hê wat vermeerder, nie sonde wat vermeerder. Dis die goeie nuus. Dit gaan 'n bietjie seer maak, maar man, dit gaan baie help. En dan sluit hy af hierdie verse 26 en 27, waarmee ons afsluit. As iemand dink dat hy godsdienstig is en nie sy tong kan beheer nie, mislei hy homself. Hy is hulle misleiding. Homself. So 'n mens se godsdiens is vergeefs, ter vergeefs. As ons nie onsself kan tweede stel nie en kan luister en ons wil die hele tyd net gooi, sê die Here, ter vergeefs is jou godsdiens. Dis 'n voorbeeld wat hy gebruik. Die tweede ene, sê hy, dit is suiwer en onbesmette godsdiens voor ons God en Vader, om na weeskinders en weduwees om te sien in hulle elende. Dis die tweede ene. As die Here in jou is, hou dit op om oor net jou te gaan. En jy begin buitentoe kyk, want jy is nou sagmoedig, nie meer hoogmoedig, en jy help waar daar mense is wat kwesbaar is. En die laaste voorbeeld wat hy gebruik is, en om jouself onbesmet van die wêreld te hou. Jy gaan nie maar net saam met almal op die WhatsApp groep nie. Jy gaan nie maar net saam met almal op Facebook, Instagram, wat ook al als daar is vandag nie. Jy, deur die krag van die Gees, deur hoor en doen, hou jou onbesmet van die wêreld. As ek dink aan hierdie laaste woorde, iemand wat omgee oor weduwees en kinders, iemand wat hoor en doen, iemand wat sagmoedig is, dan is dit die uitbeelding van Jesus Christus. Is dit nie wie hy was nie? Imagine, ons word mense wat stadig is om te praat, stadig om te kwaad te word en flink om te luister. Imagine, ons word sulke mense, almal hierso. Imagine gou die bond, die family, die community wat ons sal beleef. Want ek voel veilig om naby ouma Wally te kom. Sy gaan nie nou 9 miljoen uitdruk nie. Dit sou funny gewees het wel. Jy het nie een nie, nee.
Okay. Miskien moet ek hier by Liana, nee, julle is ook nie veiliger nie, hierso. Maar imagine die band wat ons sal hê. Want elke keer as ek nader kom, ontplof iets nie en jy skiet my nie weg nie en ek doen nie dit met jou nie. Maar imagine die mense hier buite, as hulle sal inkyk na ons as mense wat stadig is om kwaad te word. Ons luister. Imagine wat beleef hulle van Jesus. As ek vir Jan Hendrik op daai oproep sien, dan sien ek vir Jesus in Jan Hendrik. En hier's wat gebeur. Jan Hendrik, hoe dit? Vertel my die storie. Hoe dit gebeur? Want dis 'n vrug. Ek weet dit was nie so in jou lewe nie. En ek weet jy sukkels, maar vertel my want ek wil so intoe groei. Dis wat die wêreld met ons sal doen. As ons stadig is om te praat, stadig om te kwaad en flink om te luister. En ek wil vir ons bid vir dit. Want ek weet die Here is besig om ons te verander. Die Here is besig om jou challenge en my te challenge op 'n diep manier. Om meer soos hom te word. Vir sy glorie, maar ook dat ons nie stak word in ons wandel op pad na Jesus toe nie. So kom ons sluit die oë, dan bid ek vir ons. Here, ons gebed vanoggend is dat U waarheid sal inspuit as te ware in elke hoekie van ons lewens. Here, die siek gedeeltes wat die evangelie nodig het, wat sê, Here, U wil ons nie misleid sien nie. U wil ons geseënd sien. U haat dit as U kinders mislei is. U haat dit as U kinders nie die afgrond sien waarheen hulle reguit stap nie. U haat dit. En daarom kom U met U akkurate woord, wat die vermoë het, as dit in ons ingeplant is, om ons vry te maak van hierdie dinge. Here, U woord het die potensiaal om ons fisies elke dag te verander. Maar is deur hoor en doen. Dis deur, Here, ek glo wat U sê, as ek vergewe, Here, eer ek U nommer 1, nommer 2, word ek meer soos U, so ek sal gaan vergewe. En miskien het van julle iemand wat jy moet gaan vergewe. Sal jy voor die einde van die dag dit doen? Miskien het jy iemand wat jy moet voor jammer gaan sê, want jy is daai bom wat 'n paar keer al ontplof het, en daai mense het teruggetrek. Miskien is jy die pa wat vinnig is om kwaad te word, vinnig om te praat. Besef, dis misleiding en die Here het iets beter, seëning. Miskien moet jy met jou kinders gaan sit vandag en sê, ek is jammer. En sien hoe die Here jou vrymaak. En soos ons oë toe hou, sluit ek af en vra, hoe gaan dit met jou tyd in die woord? En as ek dit vra, is dit nie 'n veroordelende vraag nie. Dis eintlik 'n bemoediging. Hierdie woord is volmaak en hy kan jou vrymaak. Kyk diep in. Hou styf vas. Hoor en doen. Moenie net lees nie, maar leef die woord elke dag. En as jy hier is en jy is die persoon wat vergeetachtig is, jy het lanklaas gelees, of as jy lees, draai jy om. Tickboxie, done for the day. Die Here het iets beters vir jou. Wil jy nie net vanoggend sê, Here, ek is jammer dat ek 'n vergeetachtige hoorder is nie. Maak my 'n doener. Here, so ons kom bloot voor U vanoggend en besef U het iets beters vir ons. Seëning. Dit was die oproep van die begin. Ons sal 'n seën wees vir baie nasies. U sal ons seën en ons sal 'n seën wees. Here, ons seën die nasies die beste as ons meer en meer soos U lyk.
As jy onseker is oor jou redding, jy twyfel of die woord ingeplant is, man, kom praat asseblief vandag met ons. Moenie hier weggaan nie. As jy voel, ek sukkel oor en oor om vorentoe te beweeg, is dit dalk omdat die woord nie ingeplant is nie. Moenie hier weggaan vandag nie. Die Here het seëning vir ons in gedagte. En met hierdie gedagte stuur ek jou uit om 'n seën te gaan wees vir die nasies. Om 'n seën te gaan wees vir die mense hier buite. En lekker te kuier saam met mense. Om mense nader aan jou toe te laat. Daarom het ons koffie elke Sondag. Mag die Here jou seën en mag jy 'n seën wees vir die mense om jou. En almal sê, Amen.